Welkom by ons Vrydag oordenking. Jy het dit gemaak hierdie week en vandag is uiteindelik Vrydag ook en ja, mag dit 'n goeie Vrydag vir jou ook wees. Hierdie hele week praat ons al oor die skepping wat God gemaak het. Dat hy my en jou gemaak het, so uniek gemaak het. En dan ek en jy besef en leef in ons uniekheid ook, lê daar soveel lewe. Lê daar soveel lewe wat ek en jy kan beleef en geniet en ervaar ook, mits ons in Christus is en mits ons anders saam met hom stap. Nou, vandag spesifiek wil ons praat oor om jouself te wees, om jou roeping uit te leef, jou gawes, jou talente, om jou uniekheid uit te leef, bring vreugde vir jouself en vir ander. Nou, hier is die ding, ek weet nie of jy al ooit regtig iemand ontmoet het of met iemand te doen gekry het, wie regtig weet wie hulle is en doen wat hulle gemaak is om te doen. Het jy al ooit gesien so 'n persoon? So 'n persoon is altyd vol vreugde, is altyd vol hoop, daar's iets in dit, want mens sien dit, hulle geniet hulle self, hulle geniet dit wat hulle doen, hulle geniet, want hulle weet wie hulle is, hulle weet wie God hulle gemaak het, daar's 'n sense of belonging, a sense of purpose, daar's iets net so mooi aan dit, en dit bring vreugde, nê? Jy kan sommer sien in hulle lewe, hulle is happy en hulle geniet dit, en ja, daar's die uitdagings, maar daar's 'n vreugde wat woorde nie kan saamvat nie, en dis nie 'n wêreldse vreugde amper tot 'n mate nie, en nou weer, wanneer daai persoon dit leef en is en doen, bring hulle ook vreugde in 'n klomp ander mense se lewens ook. Want deur dit wat hulle doen, maak hulle byvoorbeeld jou lewe makliker en ander mense se lewe, en jy voel sommer goed, want dit was 'n goeie experience om met hierdie persoon te praat, met hierdie persoon te werk, of met hierdie persoon 'n ontmoeting te gehad het, en jy voel sommer beter, en kan jy sien die effekte, wanneer ons werklik in ons uniekheid voluit leef, bring haar vreugde, en daai vreugde loop oor na 'n klomp ander mense toe ook. Nou die skrif help ons om hierdie te verstaan. 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 7 sê, daar's 'n verskeidenheid van genadegawes, maar is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar is dieselfde Here wat dit opreg gee, en daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar is dieselfde God wat alles en almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word daar 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Hoor daai woorde, tot voordeel van almal. Jy sien dit wat gebeur wanneer ons daai uniekheid uitleef, is dit tot voordeel van almal. In Efesiërs, Efesiërs 1 Petrus 4 in vers 8 in die Engels sê dit eintlik so mooi. Net vers 8 lees. Hy sê each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Nou, Jesus sê dit gaan oor dit moet oorvloei na ander toe. Nou, hier is die ding wat ek jou wil vra vandag. Het jy al werklik ontdek jou uniekheid? Leef jou uniekheid? As nie, wil ek jou regtig aanspoor om tyd saam met God te spandeer, in die woord te bid, te vra, te soek, gesprekke te voer, sover dit moontlik is, om te besef jou uniekheid. En te doen wat jy kan doen, om my uniekheid uit te leef ook. Want hoor my, daar's 'n vreugde wat gaan vir jou lê en wag in dit. Jy gaan gelukkig wees, en is 'n geluk wat wêreld nie kan saamvang nie. Maar meer as dit, gaan dit vir die mense om jou en met wie jy te doen kry, 'n vreugde bring. Jy sien, en daai is 'n aansteeklike ding, want dan begin mense te sê, hoorie, wat is dit? Wat is dit van hierdie ou? Wat is dit van hierdie mens? En dan lei dit altyd na God toe, dit lei na hoop toe, en dit gee vir daai mense nou weer 'n lewe vol lewe ook. So, in ons uniekheid, is daar soveel vreugde om te beleef en te gee ook. En mag jy dit gaan doen, mag jy dit gaan geleef. Mag jy die Here vra om jou te help, die geleenthede te gee, en mag jy gehoorsaam wees in dit alles. Kom ek bid vir ons saam vandag ook. Here, dankie dat ons op hierdie Vrydag so saam kan kom en kan besef, Here, dit wat U een ons doen, vloei deur na soveel ander mense toe. En help ons daarmee, Here, wanneer ons moeg is, oorlaai is en voel ons kan nie. Here, mag ons dit ontdek en altyd voluit uitleef, en mag mense U verheerlik deur die maniere hoe ons leef, deur die maniere hoe ons gawes en talente en vermoëns uitleef. Mag mense U raak sien en U beleef. Dankie vir vandag. Ek bid vir elke persoon dat hulle 'n lekker dag sal geniet en beleef, en dat hulle 'n goeie naweek sal beleef en U sal ervaar. Heilige Gees ontmoet elkeen waar hulle is, en mag U saam met hulle beleef, en mag hulle regtig U teenwoordigheid so geniet vandag ook, in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag saam gekyk het, dankie dat jy ingeskakel het, mag jy 'n lekker week verder geniet, kyk ook uit vir ons aanlyn diens hierdie Sondag op die aanlyn platform, andersins ons in-persoon dienste is by Crawford International, hierso in Ruimsig, 8:45 oggenddiens, 6:00 aanddiens, sal vir ons lekker wees om jou ook daar te sien. Andersins, sien ons jou op die aanlyn diens, of ons oordenkings weer volgende week, lekker dag, mooi bly.